Ons kyk vandag na die tweede stelling. Die stelling sê, die hoek wat 'n koord by die middelpunt van 'n sirkel onderspan, is dubbel die hoek wat dit by enige punt op die omtrek onderspan. Nou, daar's 'n paar terminologie waarna ons net moet kyk. Die hoek by die sirkel, kom ons kyk net eers hier. Die hoek wat 'n koord by die middelpunt van 'n sirkel onderspan. So eerstens het ek 'n koord nodig. Kom ons trek 'n koord hier in. Kom ons noem dit koord AB en ons sê die middelpunt is O. So daar is my koord. Nou wil ek kyk, waar is die hoek wat die koord by die middelpunt van die sirkel onderspan? So, as jy van A af direk na die middelpunt toe gaan, en jy gaan van B af ook direk na die middelpunt toe, vorm jy daar 'n hoekie by die middelpunt. Dit is die hoek van die sirkel by die middelpunt wat onderspan is deur koord AB. Die koord hoef nie noodwendig getrek te wees nie. Jy kan ook praat van boog AB as die koord nie getrek is nie. Wat belangrik is, gebruik jou 2 hande gelyktydig. Ongelukkig kan ek dit nie gelyktydig op die skerm wys nie. Maar as jy jou hand by B sit en jy loop na die koord, na die middelpunt toe, jy sit jou ander vinger op A en jy loop ook na die middelpunt toe, daar waar die 2 by mekaar kom. Daar het ek die middelpuntshoek onderspan deur die koord AB. Dan verder moet ons kyk na enige punt op die omtrek wat onderspan word deur dieselfde koord. So weer eens, ek gaan my een vinger op A sit en ek loop na die omtrek toe. En kom ons noem daardie punt C. So ek het eers van A af na die omtrek toe gegaan en toe van B af na die omtrek toe gegaan en daar waar daardie 2 by mekaar kom, daar het ek my omtrekhoek. Nou die stelling sê dat die hoek by die middelpunt 2 keer die grootte van die hoek by die omtrek is. En die afkortings wat ons hiervoor gaan gebruik is middelpuntshoek is 2 maal omtrekshoek. Nou die stelling kan in verskeie vorms voorkom. So ek het hier 3 gevalle op die bord geteken, kom ons praat net gou oor hulle. Hierdie een is basies dieselfde as wat ek nou net daar verduidelik het. Die koord BC is nie geteken nie, daarom mag ons sê die boog BC, maar ons kan maar die koord intrek as dit beter is. Goed, sit jou een vinger by B en jy loop na die omtrek toe, een vinger by C en loop by die omtrek toe, jy kan dit gelyktydig met jou 2 hande doen, en daar wat jy by die omtrek kom, dit is die omtrekshoek. Dan dieselfde proses, van B na O toe, van C na O toe, en daar het ek my middelpuntshoek, en dan sê die stelling, die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. Reg, my koord was in die geval hier, en jy kan sien dat dit aan dieselfde kant van die koord is. Goed, hier gaan my koord hier wees. As ek my een vinger op B sit, en as die omtrek na die middelpunt toe gaan, ander vinger op C gaan ook na die middelpunt toe, en kan jy sien, nou is die hoekie soort van onder, daar die lyn, hy is onder waar hy hier bo oor hom was, maar nog steeds is die een by die middelpunt 2 keer so groot as die een by die omtrek, wat ook deur koord BC onderspan is. Nou hier het ek weer eens koord BC. Nou hierdie slag is dit goed om soort van bo af deur dit te kyk. BC onderspan ook hierdie groot
dit in springende hoek daar. En as ek so soort van deurom kyk na die een by die omtrek wat ook deur BC onderspan word, sal ek sien dat die een by die middelpunt nog steeds 2 keer die een by die omtrek is. Nou hierdie is 'n belangrike stelling wat julle moet kan bewys. Ek gaan nie die bewys nou in hierdie video doen nie. Ons kan ook van hierdie stelling 'n klomp afleidings maak en eerstens wil ek daarna kyk. Die eerste afleiding is dat die omtrekshoek wat deur 'n middellyn onderspan word 180 grade is. Goed, 'n middellyn is 'n reguit lyn deur die middelpunt. En 'n reguit lyn het 'n hoek van 180 grade. So ons kan sien dat die een by die omtrek moet dan 90 wees, want die 180 is 2 keer so groot soos 90. En daarvoor gebruik ons die afkorting hoek en 'n halwe sirkel. Dan kry ons ook dat hoeke wat onderspan is deur 'n koord aan dieselfde van die kant van die koord gelyk is. Nou kyk na hierdie een. As ek van B na A toe beweeg en van C na A toe beweeg, kry ek hierdie hoekie by A. Maar ek kan ook van B af na D toe beweeg en van C af na D toe beweeg, wat vir my die hoekie by D gee. En hulle twee moet gelyk wees. Om vinnig te probeer verduidelik waarom dit so is, albei van hulle, vir albei daardie hoeke, is die middelpuntshoek, wat dieselfde hoek is vir albei, want ons begin by dieselfde punt B en C. Is die middelpuntshoek 2 keer die grootte van die omtrekshoek. So, ons noem hierdie hoeke in dieselfde segment. Die rede daarvoor is basies, hier het jy jou koord, wat die sirkel in 2 segmente gedeel het. So daar's my segment, my groot segment, en kan jy sien, albei die hoeke lê in daardie segment. As ek 'n hoek hier ergens gehad het, sou hy nie ook gelyk gewees het aan die ander nie, want hy lê nie in dieselfde segment nie. Goed, daar's meer. Gelyke koorde onderspan gelyke omtrekshoeke en gelyke koorde onderspan gelyke middelpuntshoeke. Nou wat jy hier sien is die koord BC. Kom ons trek hom in rooi oor. Daar's my koord BC. Hy is gelyk aan koord ED. So BC onderspan hierdie hoek by O. En ED onderspan daardie hoek by O. Kom ons sê maar O1 en O2. Dan gaan O1 gelyk aan O2 wees, want dit is gelyke koorde en daarom gaan dit gelyke hoeke onderspan. Dieselfde is waar as jy na die omtrek toe gaan, van B na A toe en van C na A toe, kry ek hierdie hoekie wat met 'n kruisie gemerk is, van E na F toe en van D na F toe, kry ek daardie hoekie wat ook met 'n kruisie gemerk is, en omdat dit deur gelyke koorde onderspan word, is die omtrekshoeke gelyk. So, ons gebruik vir omtrekshoek en vir middelpuntshoek die afkorting gelyke koorde, gelyke hoeke. Dan kan jy ook in 2 verskillende sirkels werk, maar wat belangrik is hulle moet ewe groot wees. So, hier is my radius van die sirkel, kom ons trek maar 2 lyntjies, en daar is my radius van die tweede sirkel, en die 2 radiusse is gelyk. Dan, as ek enige koord hier trek, en ek gaan trek 'n gelyke koord in die ander sirkel,
gaan die hoek wat onderspan word deur die koord by die middelpunt van albei gelyk wees, en ook die hoek wat onderspan word, kyk daar stap ek na die omtrek toe, kry hoek C, en hier stap ek na die omtrek toe, kry hoek R, dan gaan R en C ook gelyk wees. Die afkorting wat ek hiervoor gebruik is gelyke sirkels en dan gelyke koorde, gelyke hoeke.